Hallo julle, baie welkom so op hierdie lekker koue wintersoggend vanoggend. Ek wou 'n buite video gemaak het, maar nou ja, dit het nie gewerk nie. Dit is te koud daar buite. Nou sit ek maar by my beertjies. Hulle hou my warm, hulle beraad my. En nou nooi ek julle om saam met my gou te kyk na 'n gedeelte uit die woord van die Here. Ons is besig met so 'n kort reeksie van so 4 video's. Hierdie is nou die 3de een. Jy kan na die ander 2 gaan kyk rondom hoe dat as die Here in ons harte inkom, dan kyk ons na mense rondom ons. Daar gebeur ietsie binne ons waar ons minder kyk na onsself en ons help ander mense. Ons het in ons harte kom plan die Here sy gees. En sy gees leer vir ons en lei vir ons dat ons van hierdie wêreld 'n beter plek moet maak. En waar ons kan, dan help ons mense ons. Ons lees daar in Lukas 10 hoe die Here dan 'n wetgeleerde dan uitdaag, as die wetgeleerde na hom toe kom daar in vers 25 van hom sê, Here, meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En die Here daag hom uit en sê, wat sê die wet? Die wet sê jy moet die Here jou God lief hê en jou naaste lief hê soos jouself. En Jesus sê vir hom, gaan doen dit dan nou. En dan vra die wetgeleerde, wie is my naaste? En dan vertel die Here Jesus vir hulle daar in hierdie gedeelte so daar vanaf verse 29-30 begin hy vir hulle vertel, of ten minste vir hierdie wetgeleerde vertel wat dit beteken om ons naaste te en wie die naaste is. Hy vertel die gelykenis van die man wat onder rowers verval het, hulle het hom baie seer gemaak. En dan kom 'n priester verby en 'n leviet kom verby. Dis terme wat die wetgeleerde baie goed verstaan, want ek bedoel hy werk saam met hierdie mense. En dan noem hy die woord Samaritaan. Nou, hulle het nie baie van die Samaritane, het nie van die Samaritane gehou nie. Die Here gebruik juist die woord Samaritaan om vertel iemand wat nie soos hulle is nie, wat dan omdraai en dan hierdie rower kom help. Ek het nou die dag het gesien hoe 'n boemelaar vir 'n ander boemelaar kos gee toe dit ontvang. Die armstes onder die armstes by ons, hulle deel goed, hulle leer vinnig, ons moet deel. Ons kan niks vir onsself, en dit was vir my so 'n voorbeeld gewees, en so 'n mooi beeld van, ek dink wat die Here Jesus vir ons probeer sê ook hierso, naamlik die gedagte dat ons met mekaar help. Ek wil baie graag dan aangaan met hierdie gedeelte, nadat die Here Jesus natuurlik vir hom vertel het, vra hy dan vers 36, wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? En die wetgeleerde antwoord, die man aan wie hom medelee bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan maak jy ook so. So 3 of 4 keer sê die Here in hierdie gedeelte, doen dit. So die wetgeleerde sê, wat moet ek doen? En nadat hy verduidelik het, wat is jou naaste, sê hy, gaan doen dit dan, gaan wees lief vir jou naaste. En dan vra hy, wie is my naaste? En natuurlik in die einde sê hy, gaan bewys, gaan doen hierdie taak dan nou, gaan bewys aan ander ook medelee. Baie mooi woord, daai woord medelee, ek ly saam met jou. So daar's 2 woorde, simpatie en empatie. Ons kan simpatie met baie mense hê, wat beteken ons huil saam met hulle, ons val saam met hulle in die donker omgewing waar hulle is, en ons hou hulle hande vas. Empatie sê, ek neem kennis van jou ellende, maar ek raak nie betrokke hierby nie, ek help jou eerder. Ons sien daagliks mense, ons weet van mense, ons weet van omstandighede van mense, of nou in gebed, of fisies, finansiëel, of met kos, of tel 'n telefoon op en bemoedig mense. Lyk dit vir my die Here wil hê dat dit die fokus van ons daar moet wees, dat ons medelee met mense het. Ons lewe in 'n tyd, vriende, waar mense bitter swaar kry, veral in die winter. Mense dink baie keer ons gaan komberse uitdeel en kos uitdeel, maar binne in daai mense wat so swaar kry, is daar 'n kosbare wese vir wie God lief is. Sy siel en sy gees en sy hart, sy verstand en sy ondervinding en sy belewenis van hierdie wêreld. En die Here sê, as en waar in hierdie gedeelte is, kyk dat die mense het seer. En ons moet hulle geestelik miskien kom verbind met die liefde van die Here, verbind met die manier hoe ons praat, met hoe ons raak aan mense, hoe ons hulle innooi in ons huise, en hoe ons innooi in die kerk, en hoe ons met hulle gesels en saam met hulle bid, saam WhatsApp stuur, saam sosiale media doen, dat ons saggies met mense sal werk. Die woord medelee het vir my vanmôre net een uitdaging, dit is dat ons betrokkenheid by mense moet wees, die bedoeling om hulle te help op die pad van genesing, op die pad uit die donkerheid in hulle lewe.
En dit lyk vir my wanneer ons betrokke raak by hierdie ellende van mense, en die swaar kry van mense, en die mooie raad wat ons wil gee, en die bemoediging, en die gebed, en die WhatsApps wat hulle stuur, en by the way, moenie net WhatsApps aanpas van wat jy nou gekry het, van hier's 'n blommetjie met 'n mooi teksie op, jy moet dit nie meer doen nie. Skryf self in jou eie woorde daar wat die Here dalk vir jou gee die dag, en deel dit aan mense. As iemand iets wil sê, maar nou nie 'n versie iemand gaan kopie wat iemand vir jou gekopie het van 'n kopie nie. Gaan kyk in die woord of daar 'n kosbare teks is, tik dit op die WhatsApp en stuur dit vir mense. En as jy bid vir mense, bedoel wat jy sê. Sê ek sal vir jou bid en dan bid jy. Want Johan sê altyd, moenie sê ek gaan vir jou bid nie. Staan sommer daar in die straat en bid vir die persoon. Die mensdom wag dat ons met die liefde in die hand van Jesus aan ander mense sal raak. Wanneer ons kyk na mense, wanneer ons praat met hulle, onthou ons is die gesig van Jesus Christus. Ons is die gesig van die Heilige Gees wat binne in ons is. En so vra ek dat die Here vir ons wil help in hierdie dag om 'n bietjie moeite te doen. En we kyk of ons nie die lewe vir iemand anders 'n bietjie sagter kan maak nie. Ons weet van baie mense wat seer het. Miskien is daar ook maar iemand wat ek moet bel weer vandag. Miskien moet ek uit my eie seer uit net my kop optel en sê ek het ook seer. Maar dit lyk vir my terwyl ek seer is, kan ek juist van mense rondom my help want ek verstaan waardeur hulle gaan. Mag die Here vir julle onderneem in hierdie dag en mag jy sy vrede beleef. As ek sê, Here, wys vir ons waar ons 'n verskil in hierdie wêreld kan maak. Kom ons bid net saam. Here, dankie dat U vir ons roep om barmhartige Samaritane te wees. Leer vir ons om nie verby te stap soos die priester en leviet nie. Maar wanneer U mense oor ons pad stuur, laat ons nie die geleentheid sal mis wat U juis vir ons gee om te erken, Here, ons moet lief wees vir ons naaste nie. Daarom vra ek dat U vir ons help dat ons liefde net lippetaal sal wees nie. Maar wanneer ons tussen mense beweeg, dat hulle sal weet, kinders van God is tussen ons. Kinders van God raak aan ons, hulle wil vir ons help. En daarvoor eer ons U. Amen. Die Here onderneem vir julle in hierdie dag, seën vir hierdie kosbare dag, so voor ons as Sondag by mekaar kom in die huis van die Here. En kom ons gaan kyk of ons 'n verskil kan maak in hierdie dag. Miskien is daar iemand in jou gedagtes, kontak so 'n persoon. En kom ons wees dit wat Jesus vir ons gesê het, dat ons medelee gaan betoon as hy die opdrag gee aan daai wetgeleerde. Ons is mos nou sy kinders en ons weet ons wat medelee is. Die Here seën vir julle, dat ons volgende week by mekaar kom. Seën vir julle. Totsiens.